Onse Vader, wat 'n voorreg, Here Jesus, om net so in die teenwoordigheid kan wees vanoggend, Here Jesus. Vader, as ons praat vir die heiligheid, ons sing van die heiligheid, Here. As mense ons dit ooit heeltemal kan verstaan, Here, want U heiligheid is net toegeëien aan U, my Here. Dis net aan U is 'n woord wat geassosieer word net met U, my koning, en is 'n voorreg, Here Jesus, om U naam nou oor my lippe te spreek, Here Jesus. Dankie vir 'n wonderlike week wat U ons deurgedra het, Here, dat ons vanmôre net so in die teenwoordigheid kan wees vanoggend, Here. Vader, U is die koning van die konings en die Here van die leerskare, Here. En Vader, soos daai liedjie sê, Here Jesus, in die skrifgedeeltes ons leer, Here, is daar's engele om U by die sekonde, Here, wat U lof besing, wat U heiligheid toejuig, my Here. Want Vader, dis wie U is, Here. U is 'n aanbiddingswaardige God. U is 'n heilige God en soms, Here, soms kan ons mense met ons klein verstand, Here, U so klein maak, Here, en ons bely vanmôre en ons sê, Here, ons besef, Here, dat ons nie altyd verstaan hoe heilig U is en hoe groot U is nie, Here. Maar dankie vanmôre, Here, dat U heiligheid nie van ons afhang nie, Here. Dit sal so wees tot in alle ewigheid, Here. Dis onveranderd, Here, en is net U wat so heilig mag wees, Here. Daarom, Here, wil ons U besing. Daarom wil ons U naam groot maak, Here. Daarom wil ons op ons knieë gaan voor U, Here, en U aanbid, Here. Want Vader, ons weet, Here, U is 'n God soos geen ander. U is die enigste lewende God, Here. En daarom, Here, sal ons U loof en sal ons U prys. Dankie vir hierdie oggend, Here. Dankie vanmôre dat U 'n afspraak het met elkeen van ons, Here. Dat wat in hierdie gebou is vanmôre, Here, dat ek weet, Here, U het 'n boodskap vir elkeen van ons. Daarom wil ek U vra vanoggend, Here, dat U dit in ons harte sal losmaak, Here. Dat U ons harte ontvanklik sal maak vir die woord van God nou, Here. Dat ons by hierdie deure uitstap, Here. Dat ons nie dieselfde sal wees nie, my Here. Maar Vader, ons veranderd sal wees, Here. Getransformeer sal wees, Here, om meer soos U te wees, my koning. Want Vader, is tog waarvoor ons leef, Here, is om behaag in U te hê, my Here, om U tevrede te stel, Here, om U te verheerlik, my God. En dit vra ek vanoggend in die naam van Jesus, Here, dat die brand en die vuur binne ons, Here, nie stil sal wees nie, Here, nie sal flou word nie, Here, maar Vader, dat dit sal brand, Here Jesus, en Vader, so sal uitleef, Here, daar waar ons beweeg, Here. Maar Vader, dankie vir die voorreg het, wat ons het nou, Here, om die woord te kan vergader, Here. Word U verheerlik en Gees van God, U is so welkom in die plek. U is so welkom. Sal U beweeg van sitplek tot sitplek nou, Here, en met ons bemoeiens maak, Here, soos net U kan, Here. En dit, Vader, bid ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en ons dank U daarvoor, Here. Amen. Baie dankie, ek kan die sitplek neem. Gemeente, wat 'n voorreg vanoggend om weer hier so te kan bedien vanoggend. Ek praat vroeër in die week met iemand en ek sê ek is Middelvleis, my tweede gemeente. Ek is al so baie keer hier so gewees en dit is altyd lekker en is dankie altyd vir die vriendelikheid waarmee julle my verwelkom altyd. En ek wil sommer net begin deur eers net vir pastoor Henry baie dankie te sê vir die kerkraad vir die geleentheid om vanoggend weer die woord te kan bedien by julle vanoggend. So die laaste paar weke is daar ietsie wat so 'n bietjie my hart druk, wat bietjie swaar op my gees lê, en dit is die konsep of hierdie gedagte van geloof. Wat geloof werklik is. Nou ek dink, jy sal my saamstem met meeste van ons wat vandag hier sit, het 'n idee wat geloof is. Ons verstaan wat geloof is, en die belangrikheid van geloof as dit kom by Christendom. Want as daar nie geloof is nie, as ons nie geloof gehad het nie, dan sou ons nie 'n Christendom gehad het vandag nie, waar nie. Dan sou ons in niks geglo het nie. Geloof is so belangrik. En die rede hoekom ek hier vanoggend hier is, omdat ons geloof het, né? Ons het geloof dat daar 'n God is en dat hy sy seun gestuur het en hy kom sterf aan 'n kruis, en dat almal wat aan hom glo, die ewige lewe sal hê, en dat ons vir ewig saam met hom sal leef, dat daar 'n lewe hierna is. Ons glo dit, nie? Ons glo dat die Here vir ons sorg, en dat hy elke dag na ons kyk, en dat hy ons hierdie week gedra het. Dis ons geloof, en dit is belangrik, want Handelinge 11:6 sê baie duidelik, dat sonder geloof is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die beloon wat na hom soek. Dis geloof. As ons nie geloof het nie, kan ons nie God behaag nie, of tevrede stel nie. Aan vertaling sê tevrede stel nie. Maar ongelukkig met geloof is ook 'n paar miskonsepsies. Daar's 'n paar verkeerde leringe wat die laaste ruk sy kop uitsteek. En as ek net een of twee kan noem, miskien is dit hierdie name it and claim it geloof. Ek weet nie of julle al gehoor het van dit nie, dat as ek dit aanhou spreek en ek spreek dit aanhou en ek glo met my hele hart, dan sal dit presies so wees soos ek spreek. Ek weet nie of jy weet waarvan ek praat nie, maar die probleem wat ek het met so 'n tipe geloof is dat dis buite kan die wil van God, want ek vra die vraag dan, maar waar is die wil van God, né? As ek net heeltyd kan spreek
spreek en spreek sonder om te hoor wat God se wil vir my lewe is, dan handel ek buite die wil van God. En is God se wil tog nie meer belangrik as my eie wil nie, sê die Bybel vir ons, nê? So dis die probleem wat ek met daai geloof het. So as dit nie God se wil is nie, gaan ek name en claim tot 'n blou is in die gesig. Ek kan nie verseker die Here dit nie vir my gaan doen of my gaan gee nie, omdat sy wil groter as myne is. En ek dank die Here daarvoor. Dank die Here daarvoor, want ek weet sy weë is beter as my weë. Sy planne vir my lewe is groter as my eie planne. Hy ken die toekoms. Hy weet wat hy vir my beplan het. Die ander geloof of wat deesdae sy kop uitsteek is hierdie ons lewe onder die genade. As ek net kan glo Jesus het gesterf vir my sonde en ek glo dit en ek Jesus aangeneem, dan kan ek maak wat ek wil want Jesus het vir my sonde gesterf. Want ek is mos onder die genade. En so goed so wat die lering klink, is daar tog iets wat mis. Ja, Jesus het gesterf vir ons sonde, ons weet dit. Jy weet dit vandag. Ja, as ek het glo met my hele hart, dan sê hy het vir my sonde gesterf en hy sal my sonde vergewe. Dit is wat die Bybel ons leer. Maar die ding wat mis in daai hele verkeerde geloof is dat waar is die transformasie? Waar is die verandering in my? Want skryf Paulus in 2 Korintiërs, dan sê hy vir ons die ou is verby. Ons is 'n nuwe skepsel. God doen iets wonderliks in ons binneste. So die probleem wat ek met daai onder die genade leef is dat as daar nie verandering in my leefstyl plaasvind nie. As ek nog sien die wêreld lyk en ek praat sien die wêreld en ek dink sien die wêreld, dan het daar nie verandering plaasgevind nie. Dan moet ek bevraagteken, maar as ek regtig 'n kind van die Here, want saam met die belydenis is dit tog dat ons moet transformeer. Ons wil tog meer wees soos Jesus. So dis 'n elke dag ding. So ja, dis die geloof. Dis net twee leringe wat verkeerd is. En daarom vanoggend wil ek ook 'n bietjie praat oor geloof en ek wil 'n verhaal deel wat afspeel tydens Jesus se bediening op aarde. En dit handel ook oor geloof, oor 'n persoon wat merkwaardige geloof gehad het. Hierdie verhaal word vertel in 2 evangelies, in Matteus 8 en in Matteus 7, en dit handel spesifiek so gesê het oor iemand se geloof. En ek wil dit vir julle voorlees. As julle Bybels het, kan julle oopmaak by Lukas 7 en ons gaan dan voorlees vanaf vers 1 tot en met 10 en ek gaan dit vir julle voorlees so dit hier staan. Dit staan ekskuus ek net hierdie een kry. Ander skrif vir julle oopgemaak. Hoofstuk 7 vers 1 sê, toe Jesus al hierdie dinge klaar gesê het hy na Kapernaum toe teruggegaan. 'n Romeinse offisier oor 100 het 'n slaaf gehad wat siek en sterwend was. Die slaaf was vir hom baie werd. Die offisier het van Jesus te hore gekom en het 'n paar gerespekteerde Joodse leiers na hom gestuur om hom te vra dat hulle die slaaf gesond sal kom maak. Hulle het ernstig by Jesus aangedring om saam met hulle te kom en die man te help. As enigiemand u hulp verdien, dan is dit hy. Hy het hulle gesê, want hy het die Jode lief en het selfs 'n sinagoge vir ons gebou. Jesus het dus saam met hulle gegaan. Maar net voordat hulle by die huis aangekom het die offisier 'n paar vriende gestuur om te sê, Here, moenie moeite doen om na my huis toe te kom nie, want ek verdien nie so eer nie. Ek is nie eens waardig om u te kom ontmoet nie. Sê maar net die woord en my slaaf sal gesond word. Ek weet, want ek staan onder die gesag van my bevelvoerende offisiere en ek voer gesag oor my soldate. Ek hoef nie te sê gaan en hulle gaan of kom en hulle kom. En as ek vir my slawe sê doen dit of dat, dan doen hulle dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom oor die man verwonder. Hy draai toe om na die skare wat hom volg en sê, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek nie so geloof teëgekom nie. En toe die offisier se vriende by die huis terugkom, was die slaaf heeltemal gesond. In hierdie gedeelte leer ons hierdie merkwaardige verhaal waar Jesus iemand se slaaf gesond maak. Die Romeinse offisier se slaaf gesond maak. En in vers 9 is dit vir my opwekkend om te sien dat Jesus sê ek is verwonderd oor die man se groot geloof. En dit is interessant dat in die hele Nuwe Testament, dis nou net 2 kere waar daar geskryf word waar Jesus verbaas was. Hierdie is een geval waar Jesus verbaas oor iemand se groot geloof, en as jy dan in Markus 6 lees, dan sien Jesus was verbaas oor die ongeloof van sy tuisdorp, Nasaret, dat hulle nie aan hom geglo het nie. Maar hierdie Romeinse offisier kry dan reg om Jesus te verbaas met sy groot geloof. Hy is verbaas dat hierdie man soveel geloof in Jesus het. En wat vir my ook merkwaardig is dit bewys net weer eens dat Jesus 'n mens soos ek en jy. As hy verbaas kan wees dat die tyd wat Jesus op aarde was hy nie 'n bonatuurlike mens gewees nie. Hy was 'n mens soos ek en jy wat ook verbaas was. En dan was ek ook gedink wat ek wil aanraal hierso is dit
Die belangrik is dat jy moet verstaan ook hoekom hierdie verhaal reeds hier afspeel. Dis nou net 'n paar dae na Jesus se bergprediking wat hierdie verhaal afspeel hoofstuk 6 en die rede daarvoor is dat Jesus het in Markus 6 dan sien ons die bergprediking waar Jesus dit vir hulle verduidelik hoe dit is om 'n kind van die Here te wees. Hy gee die teologiese agtergrond van hoe ons moet leef, maar dan kom hierdie Romeinse offisier in wie Jesus so verbaas is en hy gee vir ons die lewende voorbeeld wat dit is om 'n disipel van Jesus te wees, om 'n kind van die Here te wees. Alles wat Jesus gepraat in die bergprediking, alles wat hy gesê het, die kenmerke van 'n ware Christen, hoe om 'n kind van God gewees, die eienskappe daarvan, sien ons dan raak in hierdie Romeinse offisier. So wie was die Romeinse offisier? Wat sê die Bybel van hom? Die Bybel sê nie veel nie. Al wat die Bybel ons leer is dat hy 'n Romeinse offisier was. Ek weet die Engelse vertaling praat van 'n certain centurion en hierdie vertaling praat van, hy sê hy is 'n Romeinse offisier oor 100. Al wat dit vir ons sê is dat hy 'n Romeinse offisier was, met ander woorde, hy het bevel gehad oor 100, plus minus 100 mense in die Romeinse mag, in die Romeinse weermag, en hy het bevelle uitgevoer. Nou een wat die mense moet verstaan van 'n centurion of 'n Romeinse offisier oor 100, is dat jy nie net van self 'n Romeinse offisier sou word of 'n centurion word nie. Dis ook iets wat jy moet voorwerk, deur baie oorloë, deur baie dissipline, deur gesag, wat oor jou uitgespreek is, deur te voer, en dan soos jy jouself dan bewys, dan volg jy die range op, tot jy op die einde van die dag 'n Romeinse offisier oor 100 of 'n centurion is. Hulle is gewoonlik dapper gewees, hulle was sterk en goeie soldate, hulle was getrou en pligsgetrou in die Romeinse mag gewees, so hulle was onderdanig aan die Romeine gewees, dit wat die Romeine geglo het, hulle geglo, dit wat hulle gesê het, hulle gedoen, hulle het dit gedoen, en dan soos ek nou gesê het, hulle het dan natuurlik soldate onder hulle ook gehad. Daar was 100 soldate wat aan wie hulle bevelle gegee het, en wat seker gemaak het, dat hulle ook hulle deel doen, so hy was 'n gesiene man gewees, 'n Romeinse offisier of 'n centurion soos hierdie man oor 100 was gesiene gewees, hy was gerespekteer gewees. Dit is iemand wat na mense opgekyk het in die Romeinse mag, want dit is 'n hoë rang gewees, maar dit was nie die hoogste rang nie. Wat die mense ook moet verstaan is, hy het nog bevelvoerders bo hom gehad. So alhoewel hy 100 mense onder hom gehad het, wie hy orders gegee het, of bevelle gegee het hy ook bevelle gekry van ander mense bo hom, of ander bevelvoerders bo hom, wat hy dan ook moes uitvoer. So dit wat 'n Romeinse offisier in daai tyd was, dis mense wat geweet het, wat autoriteit is, hoe gesag werk, hy het geweet wat dit beteken, die belangrikheid daarvan, hy het geweet hoe dit werk. En wat die mense ook moet opmerk van die Romeinse offisiere daai tyd, die Romeinse manne, hulle was reg oor Israel geplaas vir twee eenvoudige redes. Eerstens om vrede te bewaar. Jy moet verstaan dat die Romeine was in Israel gewees, hulle was nie die Jode gewees nie, so hulle was baie gesien as heidene nasies. Hulle was nie baie geliefd in Israel gewees nie. So ek gesê het, hulle was daar gewees om vrede te bewerkstellig, maar dieselfde asem ook, die ander rede vir hulle doel in Israel was dat hulle belasting ingevorder het. Nou, enigiemand wat iemand se geld vat, is nie 'n geliefde man nie. Daarom was daar haatgevoelens gewees teen die Romeine. Die Jode was nie baie lief vir hulle gewees nie. Hulle het nie met hulle gemeng nie. Inteendeel, hulle het eintlik gesien as die vyand. En vir daai rede was die Romeine, so gesê het, gehaat gewees. So, dit was nie maklik gewees vir 'n Jood om van die Romeine te hou nie, want die Jode, Israel is hulle dorp of hulle land, en nou kom hierdie heidense mense, en hulle kom heers in Israel. Maar dit is interessant as die mense die verhaal lees, van vers 3 tot 5, want staan die volgende, sê, die offisier het van Jesus te hore gekom, en 'n paar gerespekteerde Joodse leiers na hom toe gestuur, en gevra dat hy die geslaaf geslond sou maak. Nou, dit is vir my interessant, dat in hierdie verhaal sien ons dat daar's Joodse leiers, wat bevelle uitvoer van die Romeinse offisier. Dit klink nie reg, is ook net gesê dat hulle was nie baie geliefd gewees nie, maar as mense die verhaal lees en sien hierdie gedeelte wat ek nou verder gelees, dan sien ons die teenoorgestelde. Ons sien dat hierdie Joodse leiers eintlik van die Romeinse offisier hou. Die skrif lees soos volg, hy sê die offisier het van Jesus te hore gekom en 'n paar gerespekteerde Joodse leiers na hom gestuur om te vra dat hy die slaaf gesond sal kom maak. Hulle het ernstig by Jesus aangedring, dis nou die Joodse leiers, né? Hulle het ernstig by Jesus aangedring om saam met hulle te kom en die man te help. Want hulle sê dan, as enigiemand hulp verdien, dan is dit hy, het hulle gesê, want hy het die Jode lief en het selfs 'n sinagoge vir ons gebou.
Die Here het hierdie centurion as 'n waardige man beskou. Hulle het hom beskou as 'n vriend. Hulle sê dan vir Jesus, hulle sê as iemand dit verdien, dan is dit hy. En net dit alleen sê vir my klaar iets van die Romeinse offisier se karakter. Want soos ek nou net gesê het, dat hy het hulle guns nou, maar soos ek gesê het, eintlik was dit eintlik ongehoord gewees. Jode en die Romeine het nie gemeng nie, hulle was vyandig teenoor mekaar gewees. En hier kom hierdie Joodse leiers en hulle gaan namens die Romeinse offisier na Jesus toe en sê, maar as iemand dit verdien, as enige iemand hulp verdien, dan is dit hy, het hulle gesê, want hy het die Jode lief en het selfs 'n sinagoge vir ons gebou. So ons kan klaar sien, die storie klink nie reg nie, want dis 'n Romeinse offisier van wie ons praat hierso. Hoekom sal die Jode van hom praat? Die feit daarvoor is van sy karakter, hy vertel ons iets van sy karakter. So ek vroeër genoem het, dis kenmerke van 'n ware disipel, dat hy 'n verskil maak, dat hy liefdevol is teenoor mense, en dis reeds wat hierdie Romeinse offisier was. Lukas 7 vers 9 sê, toe Jesus dit hoor, het hom oor die man verwonder. Hy draai na die skare toe en volg en sê, ek sê vir julle, selfs in Israel is nie iemand wat met sulke groot geloof nie. Nie net was die mense verwonderd oor hierdie man gewees nie. Nie net het hy mense beïndruk nie, die Joodse leiers beïndruk nie, maar jy kan sien selfs Jesus was beïndruk deur hierdie man se karakter, deur wie hierdie man is, dit wat hy hoor van hierdie man was Jesus belangrik, beïndruk. Is dit nie wonderbaarlik nie? Is dit nie wonderbaarlik dat selfs 'n gehate man so 'n impak kan maak in mense in die vyand se lewe nie? Sê iets nie vir ons dat ons vyande moet lief hê nie. Sê iets nie vir ons dat ons goedgesind moet wees teenoor ons vyande nie. En as ek na hierdie verhaal luister en ek sien hierdie eerste eienskap van hierdie Romeinse offisier, dan is dit reeds so dat selfs terwyl die ander Romeinse offisiere vyandig is en gehaat is en nie geliefd is nie, kon hierdie man deur sy optrede en hoe hy leef, kon ek wil amper sê die vyand se harte draai. Dat hulle hierdie mooi goed oor hom kan sê, as iemand dit van u verdien, dan is dit hy. Is dit nie wonderbaarlik? En nou, ek wil voortgaan, ek wil sê, om terug te gaan na die bergprediking toe. Jesus skryf dat in die bergprediking wat 'n ware disipel is. So 'n kind is nederig. Jesus skryf in die bergprediking en dan sê hy, hulle is vol berou vir sy sonde. Hy het sy vyande lief, net soos die Romeinse offisier. Vrygewig, hulle is genadig, vol deernis. So 'n kind van die Here is regverdig. Hulle is toegewy aan God en hulle is gehoorsaam. En hierdie is die persoon wat sy huis op die rots sal bou en nie op die sand nie. Dit wat Jesus ons leer in die bergprediking. En as ons na hierdie bergprediking kyk, dan sien ons dis presies wie die Romeinse offisier was. Ek gaan nou nog een of twee eienskappe uithaal van hierdie man, maar dit is vir my interessant ook om uit te haal dat alles wat Jesus hier in die bergprediking noem, is teenoorgestelde met die Joodse leiers. Ons weet hoe verkeer het Jesus koppe gestamp by die Fariseërs en die Sadduseërs. Ons weet hoe verkeer, omdat hulle hoogmoedig was. Hulle was nie regverdig nie. Hulle het gedink hulle doen niks verkeerd in hulle eie oë nie. Hulle het altyd gedink hulle is beter as ander mense. Hulle het nooit hulle eie sonde gesien nie. Hulle het altyd die sonde van ander mense gesien. Hulle was nie net lief vir mense nie. Hulle was lief vir mense wat goed was vir hulle. Nie vir alle mense nie. Net as hulle iets uit die deal uit kon kry, as dit tot hulle voordeel was, dan sou hulle lief gewees het vir mense, maar vir die gewone man op straat, die verwerpte persone, was daar geen liefde gewees nie. Hulle het nie gemeng met die laer klas mense nie, want dis nie wie hulle was nie. Hulle het geglo dat hulle was beter as ander mense. Hulle was so hoogmoedig gewees. Dis waarom Jesus dan kan skryf van Matteus, dan sê Jesus vir hulle, sê hulle soos wit gepleisterde grafte. Julle is mooi van buite, maar binne is dit dooie beenre. Dis hoe Jesus se hart was oor hulle. Hy kon sien dat hulle skynheilig was, dat hulle net vir hulle self geleef het. Maar as ons en dis die rede waarom Jesus dan nooit as 'n voorbeeld vir 'n disipel een van die Joodse leiers kon gebruik nie. Hy kon nie, want dit is nie wie hulle was nie. Hy het dit geweet, en as hy dan iemand soek as 'n voorbeeld, dan kry hy hierdie voorbeeld in 'n Romeinse offisier. En dit wat vir my so besonder maak, dat Jesus so verwonderd was in hierdie man, oor sy nederigheid, alles wat hy gehoor het van hierdie man, sy nederigheid, sy liefde. En ons gaan nou nog verder kyk. Hierdie Romeinse offisier, een van die goeie eienskappe was dat hy 'n liefde gehad het vir ander mense. Soos ek gesê het, dat onthou hy lewe in 'n dorp of in 'n omgewing waar mense nie van hom hou nie, as gevolg van sy titel en sy rang, en omdat hy deel is van die Romeinse mag. Was hy nie so nie, maar ten spyte van dit het hy 'n liefde vir mense. En in vers 2 dan lees ons, dan sê hy 'n Romeinse offisier oor 100 het 'n slaaf gehad wat siek en sterwend was, en die slaaf was vir hom baie werd. Nou
En wat jy moet verstaan omtrent slawe in daai tyd dit was 'n algemene gebruik geweest. Dit was nie snaaks geweest om 'n slaaf te gehad het nie. En dit was oral in elke praktyk was daar slawe geweest. Oral was daar slawe geweest. En ek dink dis dalk in hierdie storie was dit dalk 'n geval geweest waar hierdie slaaf dalk die Romeinse offisier se slaaf was om opgeleid te word om dalk 'n Romeinse soldaat te wees. Wat 'n voorreg sou dit nie vir die jong man gewees het as 'n slaaf om geleer te wees deur 'n gerespekteerde man soos 'n Romeinse centurion nie, wat natuurlik baie ervare was, wat al baie oorloë onder die beld gehad het. So dit sou vir hom 'n voorreg wees, maar dan lees ons dat hy siek was en dat hy sterwend was. Nou 'n slaaf in daai tyd het geen waarde gehad nie. 'n Slaaf in daai tyd, jy kon as hy nie meer goed gewerk het nie, of as jy nie meer tevrede was met hom nie, kon jy hom verkoop het vir soveel as jy goed gedink het, of jy kon hom selfs doodgemaak het in party gevalle, het dit gebeur en jy sou nie eens in die moeilikheid gekom het nie, want 'n slaaf het geen waarde gehad nie. Jy kom met jou slaaf doen net wat jy wil. Dis amper soos 'n stuk gereedskap. As 'n stuk gereedskap nie meer die werk gedoen het en dan gooi hom ons uit nie. Ek het vroeër in die week het ek 'n saadcutter wat ek met draad sny, wat stomp geword het, wat vir my niks beteken nie. Inteendeel het frustreer my net. Het ek uitgegooi want hy beteken vir my niks nie. 'n Hamer wat nie 'n hamer nie, is nie 'n hamer nie, stem jy saam? Dis amper soos met 'n slaaf was. As hy agteruit gegaan het, of as die slaaf siek geword het of swak geword het, kon sy meester met hom gemaak het wat hy wil. As hy swak begine werk het, sou hom verkoop het. Ek dink iemand sou 'n siek slaaf gekoop het nie. So die logiese benadering sou gewees het dat hulle seker hierdie slaaf eendag sou doodgemaak het, maar ons sien hierdie Romeinse offisier handel nie so nie. Hy besluit nie om dood te maak nie, inteendeel, hy hoor van Jesus. Hy hoor van Jesus wat mense gesond maak, want jy moet verstaan dat Jesus se naam was op almal se lippe. Die dorp het gegons oor Jesus se wonderwerke, sy lerings, sy genesings. En toe die Romeinse offisier hoor, maar daar's 'n man met die naam van Jesus wat mense gesond maak, toe dink hy dadelik aan sy slaaf en hy weet dat Jesus hierdie slaaf van hom gesond kan maak. Daarom doen hy moeite. Hy het 'n liefde vir die slaaf. Hy gaan uit sy pad uit. Hy kry Joodse leiers en sê vir hulle asseblief, gaan na Jesus toe, gaan haal vir Jesus. Hierdie slaaf van my is vir my baie werd. Ek het 'n liefde vir die slaaf. Daarom moet ons hierdie man moet ons vir Jesus kry dat hy gesond kan word. Dit spreek van liefde vir die man vir sy slaaf. Kan jy die liefde sien? Dat sy slaaf is nie net 'n stuk gereedskap of iets wat geen waarde gehad nie. Inteendeel, hy sê hierdie slaaf is vol uit baie waarde. Ek is lief vir my slaaf. En die nuus van Jesus, van die Joodse leiers kom by Jesus uit en hulle sê vir hom, hierdie man het 'n slaaf wat siek is. Kan jy asseblief kom? As iemand dit verdien, dan is dit hy. Hy weet hierdie Joodse offisier, hierdie Romeinse offisier het geweet Jesus het die mag om hierdie slaaf van hom gesond te maak. En dan stuur hy die familiehoofde. En dit alleen is weer op grond wat ek nou gesê het, dis klaar wonderwerk ook, dat die feit dat die Joodse leiers, die familiehoofde bereid was om namens hierdie persoon na Jesus te gaan. So gesê, dit is eintlik vyandig, is veronderstel om vyandig te wees, maar hulle gaan namens Jesus. En dis die eerste keer ook wat 'n mens sien dat die Joodse leiers as 'n spreekbuis of as 'n ambassadeur optree vir 'n Romeinse offisier. Weerens gesê, dit is nie gehoord nie. Hulle sit nie langs dieselfde vuur nie, maar hier sien ons, hulle gee nie om nie, want hulle weet dat hierdie Romeinse offisier is 'n goeie mens, wat waarde het, wat waardig is, soos hulle gesê het, om dat Jesus soontoe kom. So hulle tree op as 'n ambassadeur. Hulle gaan op sy bevel. Hy gee die bevel en die Joodse leiers gaan dan namens hom na Jesus toe om op te tree as 'n advokaat vir die Romeinse soldaat. Dis duidelik dat hierdie Romeinse soldaat Jesus geken het. Hy het geweet wie Jesus is. Miskien nie persoonlik geken het nie, maar ek is seker hy het geweet Jesus is die seun van God. Ek is seker want as jy sien hoe hom aanspreek en praat hulle van hom as Here. Hy sê nie net Jesus nie, hy spreek hom aan as Here. En die feit dat hy gegaan het en vir die Joodse volk het hy 'n sinagoge gebou. Nou sinagoge is 'n plek waar die Joodse mense gaan leer het. Dis amper so, ek wil nie sê as 'n kerk nou, amper sê dis meer soos 'n Bybelstudie sentrum waar jy kon gaan leer het. En die feit dat die Romeinse offisier 'n sinagoge uit sy eie sak uitbou, spreek weer eens van 'n liefde vir die mense. Hy spreek van iemand wat wil hê hulle met hulle geloof bevorder.
Ons weet die Romeine het nooit probleem gehad met mense wat hulle geloof beoefen nie, want hulle het geweet dat as jy jou geloof beoefen, dan bevorder dit morele standaarde en dit sorg vir vrede onder die mense as hulle geloof kan beoefen. So die Romeine het nooit 'n probleem gehad nie, maar hierdie Romeinse offisier gaan verder. Hy bevorder dit net nie, hy bou 'n sinagoge uit sy eie sak uit, sonder om iets terug te verwag. Dit klink ons so kind van die Here nie waar nie. Is nie kinders van die Here wat sê dat ons as iemand jou vra vir jou boklere, moet jy sommer jou onderkleed ook gee nie. Is dit wat Jesus ons leer nie? In Lukas 6, hy sê en as iemand vir jou vra vir jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand iets goed van jou vat, moet dit nie terug eis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel. Dit wat Jesus ons leer in die bergprediking. En dan sien ons dit presies wat die Romeinse offisier doen. Hy het sy eie sak uit, sonder om iets terug te verwag, sonder om sy geld terug te wil hê, bou hy vir hulle sinagoge. Iets waar hulle geloof kan bou, waar hulle self kan leer, sodat hulle hulle geloof kan bevorder. En dit spreek weer eens, so ek sê as jy met na kyk, dan sê mens, maar hoekom sou hierdie Romeinse offisier, wat eintlik hulle vyand is, hoekom sou hy dit doen? Dit spreek vir my dat daar 'n transformasie in sy binneplaas, wat hy moes 'n ontmoeting met die Here gehad het, dat hy nie meer heiden was nie, maar dat hy die Joodse geloof aangeneem het, dat daar verandering in sy binneste plaasgevind het. Maar dis nie al die, dis nie net sy goedhartigheid nie, dis nie net hy vrygewig was nie, dis nie net hy liefde vir mense gehad het nie, hy was ook 'n nederige mens gewees, die Romeinse offisier. Ons sien in Lukas 6, wanneer Jesus praat van sy bergprediking, hy begin met sy bergprediking, dan praat hy van geseënd is julle wat arm is, julle wat honger is, julle wat nou huil, hy praat van dit. En al hierdie wys van nederigheid. Dit wys van nederigheid. Maar die Jode was die hoogmoediges geweest. Die Joodse leiers was hulle wat nie nederig was nie. Hulle was juis hulle wat gedink het hulle is beter as ander mense. Hulle was juis hulle wat neergekyk het op mense se foute en gedink het hulle is beter. Is hulle wat skyn heilig was. Hulle was nie nederig geweest. Hulle was vol van hulle self geweest. Hulle was die rykes geweest wat hulle self verryk het deur ander mense. Dit was hulle wat altyd vol vreugde was, want hulle het altyd gedink hulle dit gaan beter met hulle as met die ander mense. So hulle was nie dit wat Jesus geleer het tydens die bergprediking nie. En daarom, as Jesus na die Romeinse offisier kyk en hy hoor hierdie goeters en hoe hy gewandel het en opgetree het, dan kan hy verwonderd wees oor 'n Romeinse offisier wat so geleef het. Kyk wat sê Lukas 7 vers 6 en 7, dan sê hy, Jesus het saam met hulle gegaan. Maar net voordat hy by die huis aangekom het die offisier, dis die Romeinse offisier, 'n paar vriende gestuur om te sê, Here, moenie moeite doen om na my huis toe te kom nie, want ek verdien nie so eer nie. Ek is nie eens waardig om u te kom ontmoet nie. Sê maar die woord en my slaaf sal gesond word. Nou, as ek hierdie verhaal lees of hierdie gedeelte lees en jy sien dat hierdie Romeinse offisier homself nie as waardig ag het nie. Ons weet die Joodse leiers het hom waardig ag nie, waar nie. Is dit nie hulle wat vir Jesus gesê het, as een man dit verdien, dan is dit hy nie. Jy sien, die Joodse leiers het hulle self waardig geag. Hulle het self waardig ag om te dink, maar ons verdien God se guns. Ons is waardig genoeg om sy guns en sy seëninge te verdien. Ons is waardig. En dan gaan hulle verder en sê hulle, maar Jesus, hierdie man is waardig. Want vir alles wat hy vir ons gedoen het, hy het 'n liefde vir die volk en hy het die sinagoge gebou. Hulle gee al die, ek wil amper sê, achievements wat hierdie man bereik het. En is alles goed en wel, maar ten spyte van al sy achievements, sien hy homself nog steeds as nie waardig nie. En dit spreek net van nederigheid, dat hy gevoel het, hy is nie eers waardig om die Here te kom ontmoet nie. Sê net 'n woord, en my slaaf sal gesond word. Hy kry homself nie eers so ver as om Jesus tegemoet kom, want hy weet wie hy is. Hy weet die sondige mens wat hy is. Hy weet dat hy nie waardig is om eers in Jesus se teenwoordigheid te wees nie. Dat hy nie eens waardig is nie. Dis 'n direkte kontras met die familiehoofde wat na hulle self gekyk en gedink, maar ons is waardig. Ons is waardig om God se guns te verdien. Ons is waardig op grond van wat ons doen, ons tempelgebruike, dit wat ons doen, al die rituele wat ons volg en ons kennis oor die woord en al die dinge wat hulle gedink, hulle is beter as mense, hulle is waardig. Maar hierdie man sê nee. Ten spyte van dit wat ek gedoen het, ten spyte van my liefde vir mense, ten spyte van die sinagoge wat ek gebou het en my liefde vir die Joodse volk, ten spyte van al hierdie en al die ander goed wat ek nog reg doen, sien ek myself nog steeds as onwaardig. En dit is die ding wat Jesus raak sien. Dis die ding wat Jesus raak sien. Hy sien nederigheid.
Ons weet Jesus was die perfekte voorbeeld van nederigheid. Dis ons Here Jesus wat sy disippels se voete gewas het, wat nie vir een oomblik in 3 jaar wat op die aarde beweeg het, enigstens gedink het hy's beter as enigiemand nie. Inteendeel, nooit nie, terwyl hy eintlik kon, want ons weet dat hy die seun van God is. Hy het geweet hy's die seun van God, maar nog steeds in spite van dit het hy nie een oomblik gedink hy's beter nie. Hierdie Joodse leiers sien hulle self as waardig dat hulle God se guns verdien, maar nie hierdie man nie. Hy's vol nederigheid. Hy sien homself as onwaardig en vol sonde. En dit is hierdie ware belydenis, hierdie nederigheid waarvan ek praat, wat 'n kenmerkende eienskap van 'n kind van die Here is. Dat ons nie dink ons is beter as ander nie. Ja, ons is gered en ons het die Heilige Gees binne ons. En ons weet dat die Here se guns op ons is. Ons weet dit, maar nêrens kan 'n kind van God ooit dink hy's beter as enigiemand nie. Nêrens kan hy dink nie. Dis dieselfde wat Petrus hier voor Jesus val in Lukas 5 vers 8 en sê hy, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Jy sien, as jy kan besef, as jy vir 'n oomblik kan besef waar jy was voor Jesus, voor jy Jesus ontmoet het, as jy kan besef waant jy op pad was, as jy kan besef hoe verlore jy was, en jy kan besef die wonderbaarlike ding wat die Here Jesus vir my en jy gedoen het, en jy kan besef die genade wat ons nou kan geniet, as gevolg van dit, dat ons sonde vergewe is, dat dit van ons weggevat is, dat die prys betaal is. As jy dit vir 'n oomblik kan besef, hoe kan jy dan anders, as om nie nederig te wees nie? Nee, want jy weet, dis nie iets wat jy gedoen het nie. Dis nie iets wat jy verdien het nie. Dis nie iets waarvoor jy gewerk het nie. Dis nie iets wat jy wat God aan jou verskuldig was nie. Hy het gedoen omdat hy lief was vir my en jou, en omdat hy so lief was vir ons, dan kan 'n mens nie anders as om nederig voor Here te val, net soos Petrus sê en sê, Here, ek is 'n sondige mens. As jy besef wie jy is, dan kan 'n mens nie anders as om nederig te wees nie. So ons sien hierdie Romeinse offisier, goeie eienskappe wat Jesus ons leer tydens die bergpredikings in hierdie Romeinse offisier. Ons sien eerstens dat hy 'n liefde vir mense het. Hy het sy slaaf nie weggegooi soos 'n stuk gereedskap wat hy nie meer kan gebruik nie. Inteendeel, hy het moeite gedoen om Jesus by hierdie man uit te kry. Want hy het waarde geheg aan 'n slaaf wat die samelewing geen waarde voor geheg het, niks nie. En nog steeds gaan hy uit sy pad uit. Ons hoor dan hoe die Joodse leiers dan hierdie man dan sien is waardig op grond van wat hy gedoen het, dat hy lief was vir mense. Ons sien die liefde wat Jesus van praat, as hy sê ons moet lief wees vir mense. Ons sien dat hy vrygewig was. Ons sien want hy het 'n sinagoge gebou vir 'n vyandige volk, wat seker in die begin baie vyandig teenoor hom was, as gevolg van omdat hy 'n Romeinse offisier was. Maar nog steeds, hy's vrygewig. Hy bou vir 'n sinagoge met sy eie geld. Verwag nie geld terug nie. So dis nog 'n eienskap van die Here. Ons sien sy nederigheid, dat hy homself nie meer belangrik ag as die volgende persoon nie. Hy noem nie sy accomplishments voor die Here en dink hy's waardig, dat hy verdien God se guns nie. Inteendeel, hy sien homself as 'n sondige mens, nie eens waardig om voor Here te staan. En die laaste eienskap wat ek wil aanhaal van iemand, sy groot geloof. Hy het groot geloof gehad. Hy het geweet wie Jesus is. Hy het nie getwyfel vir een oomblik gedink dat Jesus nie kan doen nie. Hy sê in Lukas 7 vers 7, sê ek is nie eens waardig om te kom nie. Sê maar 'n woord en my slaaf sal gesond word. Sy groot geloof is juis hierin, dat hy sê, maar Here Jesus, U hoef nie eens daar te wees nie. U spreek die woord, U het die gesag. Ek is seker hy het alles gehoor van Jesus. Ek is seker hy het gehoor hoe Jesus mense gesond gemaak het. Ek is seker hy het gehoor hoe Jesus autoriteit en gesag oor die natuur het, toe die storm stil gemaak het, toe hy die water in wyn verander het. Ek is seker die dorpe het gegons oor dit. Ek is seker hy het gehoor hoe Jesus op water geloop het. So hy het geweet, Jesus het die autoriteit oor die demone. Hy het gesien hoe Jesus, of gehoor hoe Jesus demone uitdryf. So selfs in die boosheid het Jesus autoriteit gehad. So is nie net die geestelike wêreld nie, maar dis ook die fisiese wêreld. So ek praat van die natuur en goed. En hy het gesien dat Jesus enigiets kan doen. So hy het geen twyfel in sy hart gehad dat Jesus hierdie slaaf gesond kan maak sonder om eers teenwoordig te wees nie. Hy moet net die woord spreek. Hy sien, as 'n Romeinse offisier, het die Romeinse offisier ook geweet wat gesag beteken. Hy het geweet wat dit beteken, want selfs ek is seker, hy het nie nodig gehad om direk sy soldate aan te spreek nie. Ek is seker as hy net vir iemand gesê het, gaan sê vir hulle, ek sê, julle moet dit doen, dan het hulle dit gedoen op grond van sy gesag. En ek is seker, dis hoekom hy die sekerheid in sy hart gehad, om sê, maar Jesus het 'n groter gesag as dit. Hy het 'n groter gesag as dit. Hy het homself oor en oor bewys.
Oor en oor bewys oor hoe hy demone uitdryf, hoe hy siekes gesond maak, hoe hy die storms aanspreek, hoe hy sy gesag oor die natuur. Ek is seker hy het dit verstaan, hy het geweet, Jesus moet net die woord spreek, en dit is gedoen. No questions asked. Jesus spreek, en dit gebeur. Dis wie die Romeinse offisier was, en dit is wat Jesus verwonder het. Dis wat Jesus verbasend gevind het in 'n Romeinse offisier, wat uit 'n heidense nasie uitkom. En hy sien hierdie man se kenmerke, wat 'n ware disipel is. Groot liefde vir mense. Groot vrygewigheid. Toegewyd aan God. En die waarheid. Groot nederigheid. Groot nederigheid en groot geloof. Dis wat Jesus van ons verwag. Dat ons ook liefde aan mense moet bewys. Dis wat 'n ware disipel is. Nie perfek nie. Ons is nie, Here weet ons nie perfek. As ons perfek was, sou dit nie nodig gewees het vir Jesus om te kom sterf aan 'n kruis nie. Dan kon ons onsself mos red. Wat vra die Here vir my en jou as 'n disipel vir hom vandag? Hy vra, waar is die liefde? Is daar nog liefde vir mense, of ons is so bemoeid met ons eie dinge? Ons is so vasgevang in ons eie struggles, as ek dit so kan noem, dat ons nie eens meer bemoeienis maak met my mense langs my nie, met die ander mense nie. Wanneer laas het jy tyd spandeer saam met iemand in die gemeente? Ons bring dit bietjie nader, maak die sirkel kleiner. Wanneer laas het jy regtig, in plaas van net 'n WhatsApp gestuur, maar vir iemand bietjie ware liefde gewys, iemand bietjie bygestaan deur 'n moeilike tyd, sou dit die dood wees van iemand, van 'n geliefde, of wat dit ook al is, dalk het iemand sy werk verloor, wanneer laas het ons bietjie moeite gedoen? Dis die Here Jesus wat sê, hoe sal die wêreld weet ons is lief vir hulle, as ons hulle nie wys nie? Dis die een kenmerk van 'n kind van die Here, is liefde. Dis in ons DNA ingesit. Ons kan nie daar verbykom nie. Dis wie ons is. En as ons nie liefde het vir mense nie, dan mis ons dit. Dan mis ons dit. So dis die eerste eienskap wat ons self na moet kyk, wat ons self moet weet. Wanneer laas ons 'n bietjie lief gewees vir mense? Nie net mense wat lief is vir my nie, maar die vreemde mense ook. Die verlore persoon, die een wat dalk op die straat staan en bedel. Wanneer laas ons 'n bietjie liefde teenoor hulle bewys? Wanneer laas? Dis die eerste eienskap. Nederigheid. Besef ons nog steeds hoe afhanklik ons van die Here is. Besef ons nog steeds dat ons nie beter as ander mense is nie. Is ons nog bereid om die kleiner werkies te doen? Is ons nog bereid om die klein dingetjies te doen, wat ander mense nie kan sien voor nie? Is ons nog bereid om onsself bietjie op te offer, terwille van iemand anders? As jou foon nou lei en jy met 'n huisbesoek gaan doen, of iemand gaan kuier, en jy klaar planne, is jy bereid om seker goed op sy te sit, terwille van die koninkryk van God? Doen ons dit nog? Of ons is te besig met ons eie lewe, dat ons nie meer 'n hart het vir mense nie. Groot geloof. Dat is een van die eienskappe van hierdie Romeinse offisier. Hy het geweet wie God is. Onbevraagteken. Hy het geweet wat Jesus kan doen. Nou ek weet, dis nie altyd maklik nie. Ek weet soms is dit moeilik, want die ekonomie druk en dinge is staf. Maar een ding is vir 'n feit, is dat Jesus is nog steeds dieselfde Jesus. Hy spreek net 'n woord en dinge gebeur. Hy kan dinge oombliklik verander, en dit gee vir my hoop in my hart, dat ek vandag hier kan wees, maar môre is ek daar. Want God, wat ons aanbid, is 'n God van die onmoontlike. As ons getrou is in dit wat ons doen, kan ons die Here vertrou, dat hy vir ons sal sorg, dat hy vir ons daar sal wees. En ek weet, die God wat ons aanbid, is 'n God wat situasies oombliklik kan verander. So ek net gesê het, jy kan vandag down and out wees, maar dit tel jy op, en as jy terugkyk dan sien jy die genade van die Here. Mag die Here verwonderd wees oor ons ook. Mag die Here terugkyk en ons kyk en ook verwonderd wees oor die liefde wat ons het vir mense, oor ons goedhartigheid, ons vrygewigheid, dat ons goed sal gee vir mense sonder om iets terug te verwag. Mag die Here verwonderd wees oor ons geloof. Dat maak nie saak wat die wêreld daar buite sê nie. Maak nie saak wat die nuus sê nie. Maak nie saak hoe vervalle Suid-Afrika is nie, maar dat ons as ligdraers nog steeds ons geloof in die Here kan vassit en sê, maar my God is 'n lewende God. Amen. My God is 'n lewende God. My God het 'n belofte gemaak in hierdie woord. Soveel beloftes dat hy nie my kant sal los. Hy sal my nie my sy verlaat nie. Hy sal altyd met my wees. So maak nie saak wat die nuus sê nie. Maak nie saak wat Ramaphosa of wie ook al sê nie. Donald Trump of enigiemand sê nie. Ons weet waar ons geloof is. Ons geloof is geanker in ons Here Jesus Christus. En ons weet dat hy ons nie in die steek sal laat nie. Mag ons in die week uitgaan. Mag ons
Net so klein bietjie weer, evaluasie in ons eie lewens doen. Die vraag net vra, maar hoeveel liefde bewys ons nog? Is ons nog vrygewig? Kan mense nog Christus in ons sien in ons optrede, in ons dade? Ek lees vir die week, ek sluit af, skus. Esegiel 2, dan sien hierdie profeet, dan kry hy die visioen, en ek dink is in Esegiel 2 of 1, ek dink is 2, dan sê hy, en hulle sal weet dat jy 'n profeet is. Hulle sal weet dat jy 'n profeet is. En ek bring dit 'n bietjie terug na ons, en ek vra maar, hoe sal hulle weet dat ons kinders van die Here is? Hoe sal die wêreld weet dat ons kinders van die Here is? Deur kruisies om ons nekke te dra, of 'n mooi bumper sticker, of te sê ek was Sondag in die kerk gewees, sal dit wees? Dat ek sê, dit sal nie dit wees nie. Dis hoe ons hulle hanteer. Dis ons aan 'n vertrekkende stap. Wat sien hulle? Wat ervaar hulle? Praat ons die wêreld? Is ons ook deel met negatiewe praatjies? Is ons ook besig met kinderstories? Doen ons ook daai? Of is ons anders? Is ons die sout van die aarde en die lig van die wêreld? Kom ons sit so, dan bid ons saam. Liewe Here, baie dankie Vader, dat ons om die woord kon vergader vanoggend, Here Jesus. Dankie Here Jesus dat U vir ons hierdie voorbeeld gegee het van wat dit is om 'n ware disipel te wees, Here, hoe om op te tree, Here Jesus. En ja, Here, so baie keer val ons in sekere areas en ek vra Here dat U Heilige Gees dit op ons harte sal lê, maar waar kan ons beter doen? Waar moet ons bietjie opskerp, Here, sodat ons ware disipels van U kan wees, Here. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om ons te lei in die waarheid, Here Jesus. En Vader, dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee om so op te tree, Here Jesus. Vader, ons bid vir groot geloof, Here. Ons lewe in 'n wêreld vandag, Here, waar dinge moeilik is. Mag ons nooit ons geloof opgee nie, Here Jesus. En dankie Vader dat ons hoop gevestig is in U. Ons wil die eer aan U gee, Here Jesus, vir dit wat U vir ons gedoen het en alles wat goed is van U afkom. Ons gee die eer en die lof aan U tot aan alle ewigheid. En ons dankie daarvoor, Here. Amen. Sê baie dankie, Here. Mag julle geseënd wees die week wat voorlê.